90.1. Dit is Kersdag en ons lees uit die Nuwe Testament die geboorte van Jesus Christus, Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria en Josef verloof was, nog voordat hulle getroud was, het dit geblyk dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet, wat hy deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Matteus hoofstuk 2 vanaf vers 1, besoek uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet, sodat hy ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Die vlug na Egipte toe, vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: uit Egipte het ek my seun geroep. Hierdie gedeelte dan Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot Matteus 2 tot by vers 15. Die gedeelte wat vir ons wys
en beskryf die geboorte van Jesus, die besoek uit die ooste van die sterrekykers en hulle geskenk van goud en wierook en mirre. Geskenke bedoel vir 'n koning. En hulle het dit dan ook reg gehad om aan die koning van die konings geskenke te gee. Mag elkeen van julle vandag en elke dag van julle lewe ook aan die Here gee wat by hom pas. Ja, die Here vra van ons elke dag iets besonders. Maar nadat hy vir ons baie meer gegee het, en dit is lewe en lewe in oorvloed. Mag dit vir julle geseënde Kersfees wees. Mag julle getuig teenoor elkeen met wie julle in aanraking kom van die genade wat julle ervaar van die Here Jesus Christus. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.